Wat help dit ons het laasweek hierdie fees gevier van die offer van God se seun? Maar ons gebruik nie die voordeel van daai offer nie. Maak dit sin? Wat help dit ons vier die feeste for the sake of fearing the feast? Maar ons gebruik nie dit waarvoor daai offer gegee is nie. Jy kan die sitplekke neem, dankie, ekskuus julle. Ek meen dit sal die grootste misdaad wees. Net om te kom hartseer word, omdat ons sien wat met Christus gebeur het, maar ons lewens word nie geïmpak. Ons laat nie toe dat dit ons impak vir hoekom hy daai offer gegee het nie. En dit is wat ek ervaar, die Here met ons hierdie stukkie wil stap. Oor wat nou na Paasfees? Wat nou nadat Christus gesterf het? En nou dat hy opgestaan het, wat nou? Gaan ons nou aan met ons lewens? Of onthou ons hoekom hy gesê het hy gekom het? Onthou ons wat het hy kom doen vir ons? En onthou ons wat is dit wat hy nou vir ons vra ons moet doen? En dit is vir my net so amazing omdat die Here weet hoe maklik ons as mens vergeet. Ek het dit so 2 weke terug ook gesê. Ons het 'n vermoë om die belangrikste goeders in ons lewens te vergeet en af te skeep. Amen. Nee, die belangrikste goeders skiep ons baie maklik. Daai goed wat ons weet ons moet onthou. Simpel goed soos jou huweliksherdenking. Manne, wie van julle was al in die moeilikheid oor daai ene? Nee? Of verjaarsdae, of belangrike datums. Ons almal sukkel met daai ding, nê? Ons sukkel om aan te hou om die goedes wat ons weet belangrik is om aan te hou met dit. En dis hoekom Jesus so veel klem geplaas het toe hy by die nagmaal gesit en gesê het, hierdie wat ek nou vir julle doen, julle moet nou wakker wees, julle moet hoor wat ek vir julle sê, sodat julle dit kan onthou. So daar's iets significant, daar's iets van waarde binne in daai gebeurtenis wat hy nie wou gehad het net moes verby beweeg nie. Hy wou gehad het hulle moes dit onthou sodat dit vir die res van hulle lewens 'n impak kan maak in hulle lewens. Nie net vir hulle nie, maar vir die van ons wat daarna ook kom, wat hierdie selfde storie gaan hoor, wat hierdie selfde storie geimpak gaan word in ons lewens, is bly om te onthou. Ek gaan vra om jou Bybel saam met my oop te maak. By 'n gedeelte, ons gaan 2 gedeeltes so 'n bietjie by stil staan. Die eerste ene is net vir 'n inleiding is 1 Korintiërs 11. Ons gaan so 'n stukkie by die nagmaal stil staan. 1 Korintiërs 11. Dis Paulus wat hier praat met 'n klomp Grieke. En hy's besig om met hulle te behandel oor die nagmaal. Nou moet jy onthou die Grieke is heidene gewees, nê? So hulle is soos die Jode wat die begrip het en die verstaan het van die Paasfees nie. Vir hulle as heidene is weer die totale nuwe begrip, is 'n hele nuwe konsep om te moet verstaan. En hy spandeer 'n bietjie tyd met hulle en hy praat met hulle oor dit, en ek gaan vir jou net so die inleidende gedeelte lees, ek dink is hier vers 23, ja, 1 Korintiërs 11:23, hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, die brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my
vers 25. Net so het hy die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Dis interessant. So gereeld soos wat julle hierdie brood en die beker drink en eet, verkondig julle die dood van die Here. Hoekom sal dit belangrik wees om die dood van Jesus te bly verkondig? Want daar het iets gebeur met sy dood. Julle sien, hy praat daar, hy sê, hy beskryf die beker as die volgende. Hy sê daar vers 25, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, dis die nuwe verbond. As dit spreek van die nuwe, dan beteken dit daar was 'n oue. Hierdie verbond, die ou verbond is kom vervang deur 'n nuwe verbond. En die enigste manier hoe daai oorskakeling kon plaasvind, is deur die bloed van Christus wat moes vloei. En die enigste manier hoe daai bloed in die hande kon gekry het, is hy moes sterf. Hy moes die ultimate prys betaal. Kan julle onthou, ons het met die Paasfees so 'n bietjie daaroor gepraat, maar kan julle onthou, wat 'n mooi woord, kragtige woord, beskryf hy oor die bloed van Jesus. Dis iets wat hy die bloed van Jesus noem, wat verskriklik mooi is. Hy sê daai bloed is kosbaar. Soos 'n bietjie vir iemand langs jou, kosbaar. Daai bloed is kosbaar. En ek wil hê jy moet gou soheen toe blaai, net dat ons kan onthou, gou na 1 Petrus. Amper heel agter in jou Bybel. Petrus 1 vers 18. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat julle deur julle vaders oorgelewer is nie. Maar julle is deur die kosbare bloed van Christus Jesus, soos 'n lam sonder geblek en vlekkeloos. So waarmee is jy gekoop? Kosbare bloed van Jesus. My vraag is, as jy deur daai kosbare bloed gekoop is, wie se besitting is jy nou? Is jy seker? As jy iets koop en jy het betaal daarvoor, daar het 'n wetlike transaksie plaasgevind, daai ding wat jy gekoop het is nou wettiglik joune. En dit wys vir jou en vir my hoe graag God jou en my terug wou gehad het as sy kinders. Hy het nie, die Here het nie met ons gemaak soos wat ek en jy maak wanneer ons 'n kar of 'n huis op 'n bargain wil gaan koop nie. Dan gaan jy na 'n fandisie toe. Ken julle fandisie? Op 'n fandisie, wat gebeur daar? Daar word gebied. En waar begin jy gewoonlik by 'n fandisie wanneer jy bied? So laag as moontlik. En dis nie wat God met ons gedoen het nie. Hy het nie ingegaan en gesê, okay, ek wil kyk of ek julle vir 'n bargain kan terugkoop nie. Daar was 'n reserveprys gewees op jou en my lewe. In ander woorde, daar was net een prys wat ooit goed genoeg kon wees om ons terug te koop uit ons ydelle leefstyl uit, toe ons sondaars was. En dit is nie met goud en met silwer, die goed wat ons so waardevol ag nie. Die goed wat ons as belangrik beskou, veral nou is hier $3,500 per fyn ons kry vir die goud nie. Jy weet, ons mens word deur daai goeders beïndruk. God sê,
Jy weet goud in die hemel is niks anders as paving nie, nê? Strate daar is van goud gemaak, so dis paving, ouens, is cheap stuff daar. Hieronder dink ons is hoa. Maar hy het gegaan en het gesê, die reserveprys vir jou en vir my lewe is die kosbare bloed van Jesus. Onthou julle met die nagmaal toe Jesus ons gesê, my bloed gaan vir julle uitgestort word, elke druppel. Jesus was totaal en al leeg getap gewees van daai kosbare bloed. Want dis alprys wat goed genoeg was vir jou. Dis alprys. God het die ultimate gedoen om jou en my terug te kry na hom toe. En dit terwyl ons nog sondaars was. Dis die ding wat my mind die meeste blou. Dis wat vir my die mees wonderlikste van hierdie hele storie is dat terwyl ek en jy nog sondaars was. Wie van julle was sondaars? Wie was goeie sondaars? Attie, nee? Wie van julle was professionele sondaars? Almal van ons maar. Toe jy en ek nog, toe ek en jy in die diepste van ons sonde was, toe het hy alreeds daai prys vir jou en vir my betaal, daai top dollar prys. Die kosbare bloed van Jesus. En dit is wat Jesus vir ons gesê het toe hy by mekaar gekom het en vir hulle gesê het, onthou dit. Onthou wat het hierdie prys, hierdie versoening, hierdie wat ek julle teruggekoop het na my Vader toe, onthou wat het dit my pa gekos. So don't make light of dit. Moet dit nie sommer net 'n geringe ding ag nie. So nou as hy jou teruggekoop het en jy's kind van God, blaai gou saam met my na Johannes 1 vers 12 toe. Ek wil net hê jy moet saam met my hierdie lyn volg. Vir die van julle wat wonder en nie weet wat het gebeur nie. In vers 12. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So as jy in hierdie offer glo, in ander woorde, as jy glo dat Jesus jou kom vrykoop en jou kom loskoop het. As jy glo jy was 'n sondaar en jy was op pad hel toe en die enigste manier hoe jy gered kan word van 'n ewige dood is deur om hierdie prys te aanvaar wat Jesus vir jou betaal het. En jy het gesê ja Here, ek neem daai prys aan. As jy dit gedoen het, het hy jou nou die mag gegee om kind van God te word. So nou as ek 'n kind van God is, wat moet ek nou doen? Nou moet ek begin om te leef soos 'n kind van God. Dit maak sin, nee. Dit vloei, dit volg maklik in mekaar. As ek sy kind geword het, is die verwagting, ek moet nou begin om te leef soos 'n kind van God. Dis hoekom as ons praat oor die koninkryk van God, onthou julle daar in Matteus 6, as hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daai geregtigheid is, nou moet jy dit op die regte manier, in my koninkryk moet jy nou op die regte manier dink en doen. Jy moet nou reg optree, jy moet reg praat, jy moet reg leef. Wat is die standaard vir daai reg? Aan wat meet ek dit? Aan Jesus. Ek meet dit aan Jesus wat vir my kom wys het, hoe het die ultimate seun van God kom leef. Nou sê hy vir jou en vir my, in Romeine 8, ek gaan nie deur al die goeders hardloop nie, ek wil vinnig uitkom by waar my punt is. Romeine 8, vers 29 sê, dat ons nou na die beeld van Christus Jesus verander moet word. So as hy as seun van God reg geleef het, soos wat sy pa hom gevra het, en ek en jy is nou aangeneem as sy kinders, ons is nou gekoop, ons is nou sy eiendom, nou moet ons ook soos Jesus begin leef. Maak dit vir jou saak, verstaan jy dit? En die rede hoekom ek hieroor praat is, omdat baie van God sy kinders besef dit nie. Ons het so gewoond geraak aan die storie van die nagmaal en die storie van die Paasfees, dat ons eintlik baie keer maar vergeet, wat was die eintlike rede vir dit gewees? Blaai gou saam met my na 1 Korintiërs 6 toe. Ek wil hê jy moet
Die omvang van hierdie transaksie moet jy verstaan. 1 Korintiërs 6. Hier van vers 19 af. Is julle daar? Hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself. Sê jou Bybel dit ook daar? Jy's 'n tempel. In ander woorde, jy's die plek, die heilige plek, waar God nou kies om deur sy Gees te kom woon. En daai plek wat hy aan woon, daai tempel, behoort aan wie? Aan God. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Sê vir iemand langs jou, jy behoort nie meer aan jouself nie. Toe jy in die sonde geleef het, toe jy nog die duiwel jou pa was, toe jy in daai toestand geleef het, toe het jy aan jouself behoort. Jy kon doen wat jy wil, maak wat jy wil, sê wat jy wil, optree soos jy wil, reageer soos wat jy wil. Maar nou dat jy duur gekoop is deur die bloed van Jesus Christus, nou is jy God se eiendom en daarom behoort jy nie meer aan jouself nie. Ek wil dit vir 'n rukkie los. Ek wil hê jy moet dit so bietjie marinate oor daai stelling. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie die omvang van daai stelling, wil ek hê jy moet so 'n bietjie aandink. As hy sê jy behoort nie meer aan jouself nie, wat beteken dit? Dis 'n retoriese vraag. Ek wil hê jy moet gaan dink, want ons dink nie genoeg aan hierdie goeters nie. Ons dink nie genoeg aan wat dit beteken as hy sê, you're not your own. Want hoe leef ons? Hoe maak ek en jy ons besluite? Hoe reageer ek en jy? Maar soos ek wil. Ek leef soos wat goeders my pas. Selfs as ek bid ek dan dat Here laat ek bid Here, u wil moet geskied, maar wat ek eintlik bid is Here, ek hoop so tussen 'n deur hoor jy my wil moet eintlik geskied. Ons bid maar almal vir dit. Die van julle wat nou nie is, as 'n ou grappie, ou storie van die meisiekind wat bid vir 'n kerel of vir 'n man. Dan sê sy, Here asseblief, Lord, give me a husband. Any husband, doesn't matter who it is. Please, Lord, please, just give me any husband as long as it's Johnny. Amen. Dis moet maar wat ons doen. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat julle deur God in julle het nie, en dat julle nie meer aan julleself behoort nie. Vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. En die rede hoekom ek by hierdie ding wil stil staan, is omdat dit my terugvat na iets wat Jesus oor gepraat het toe hy nog op aarde was en hy oor hierdie koninkryk van God kom praat. En hy mense genooi het binne in hy koninkryk in hierdie nuwe lewe. Daar klomp mense wat opgewonde is en 'n klomp mense wat sê yes, Here, ons soek dit. Hierdie voordele van hierdie nuwe koninkryk waar God kom heers in ons harte. Ons soek dit. En dat mense in hulle skares na hom toe gehardloop en gekom en aanspraak gemaak en hulle self geoffer. En Jesus maak hierdie stelling en hy sê vir hulle, ek wil julle moet mooi dink. Wie moet mooi dink oor wat jy nou gaan besluit om 'n volgeling te word van my. Hy sê ek wil hê jy moet die koste gaan bereken. Sê so 'n bietjie koste bereken. In ander woorde, hy sê ek wil hê jy moet mooi gaan dink oor wat gaan dit jou kos
om agter my aan te loop. Dis nie sommer net 'n lugraak besluit wat ek maak en sê, yes, dit klink vir my goed, so I'm all in nie. Want jy moet besef, om agter my aan te loop, gaan jou lewe kos. Ons hoor dit, maar ons hoor dit nie. Want ons almal is so behep met freebies. Dis hoekom tot vandag toe nog, wanneer ek en jy belangrike transaksies doen, met elke kooptransaksie in jou lewe, is daar altyd onder in fyn print geskryf, T's en C's. Amen? Gaan kyk maar, elke ding wat jy koop, as daar 'n kooptransaksie is daar altyd terms and conditions. Die seun van God het presies dieselfde. Presies dieselfde. Dis hoekom jy die koste moet gaan bereken, want as hy sê, jy gaan nie meer aan jouself behoort nie, jy gaan aan my behoort, dan bedoel hy dit. Hy maak aanspraak op jou lewe, as jy sê, jy gaan agter hom aanloop. As jy hom jou pa maak, gaan hy aanspraak maak op jou seunskap. Daar ons praat, so ruk terug het ons gepraat oor Johannes 15, wat sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies, sodat julle vrug kan dra. Julle is aangestel om vrug te dra. So daar's 'n bepaalde verwagting by God, dat omdat ons sy eiendom is, omdat hy die hoogste prys vir jou betaal het, en jy jou hand opgesteek het, gesê, yes Lord, I accept it. Is daar by hom hierdie verwagting, dat ek en jy nou as sy seuns en sy dogters, dat ons so sal begin leef. My vraag is, hoekom? Hoekom sal God so beheptheid hê, dat ek en jy reg moet leef? Dat ons hy soveel klem daarop sit op jou gewete, om jou gedurig terug te trek na hierdie gebeurtenis toe, om jou sensitief te hou vir, onthou wat het dit my gekos om jou terug te koop, hoekom sal hy aanhou om daai moeite te doen, om jou en my te kry om reg te lewe? Dis wat ek oor wonder. Beteken dit God wil nou hierdie beheervraat wees? Wil hy jou hele lewe micromanage? Is dit wat hy wil doen? Ek dink wat ek en jy sukkel om te verstaan, is dat ek en jy nie besef, dat dit is net binne in hom, wanneer ons in geregtigheid, wanneer ons reg leef, waar ons die voordele van hierdie Nuwe Testament, hierdie nuwe verbond, kan geniet nie. Want dan gebeur iets met jou en my, as ons sy eiendom is, as ons sy kinders is, dan gebeur iets met ons, wanneer ons nie reg leef nie. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Bly nou gesaam met my na Hebreërs 10 toe. En terwyl jy soontoe blaai, onthou, ons praat hier oor wat moet ons nou doen na hierdie offer? Hoe moet ons nou leef na hierdie offer? Nou hierdie is 'n lywige hoofstuk. Ek gaan nie die hele ene vir jou lees nie. Ek gaan vat en los, so bly by my. Ek gaan baie plekke as prins skiep, want ek wil uitkom by die belangrike gedeelte. Nou die eerste gedeelte van die Hebreërs 10 praat oor wat is die proses wat nou plaasgevind het met hierdie bloedoffer. Dit gaan vinnig aan dit raak, nê? Ek gaan nou van vers 1 af lees. Hy sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word deur die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. In ander woorde, hy sê, die wet met die verwagtinge van wat aan voldoen moet word, kan nie die werk doen vir mense wat hulle nodig het om vry te wees nie. Want jaar na jaar moes hulle offers bring. Dit was nie jy bring 'n offer en is totaal en al vergeet en vergewe nie. Jaar na jaar moes hulle aanhou om hierdie offers te bring. Hy sê, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer oor van sonde sou gehad het nie. Maar in 'n offer is daar jaar na jaar herinnering
aan die sondes. So, hulle was gedurig hierdie sondebewustheid wat in hulle lewens was. Hulle was gedurig, hierdie offers wat hulle gebring het hulle altyd herinner aan hoe sondig hulle was, hoe sleg hulle was, hoe hulle dit nie maak in God se oë nie. Ons noem dit veroordeling, nê? Jy word gedurig herinner aan al die slegte goed wat jy doen. Met wie van julle het dit al gebeur? As jy getroud is, gebeur dit gereeld, nê? Okay? Ons doen dit aan mekaar. Ons doen dit met mekaar. Ons gaan haal altyd die ou koeie uit die sloot uit, nê? Ons herinner mekaar gedurig aan daai plekke en daai tye wat ons mekaar in teleurgestel het, nê? So dieselfde prinsip hierso. Hy sê, maar vers 3, maar in die offer is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van diere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffers en spysoffers wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gekyk en gesê, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffers en brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie 'n behaag in nie, wat volgens die wet geoffer word. Hy sê, kyk daarna, hy sê, ek kom om u wil te doen, o God, hy neem die eerste weg, om die tweede in te stel. In ander woorde, die ou verbond, die Ou Testament, moes bokke en beeste geslag word, om die sondes van die volk vir 'n jaar lank van te reinig. Maar nou sê hy, daai bloedoffers van diere is nie goed genoeg nie, want dit is 'n diersinne. Daar moes 'n ander tipe bloed kom, wat baie meer waarde en baie meer kosbaar is, as hierdie. En dis hoekom Jesus sê, het vir my 'n liggaam gevorm. Hierdie liggaam wat u vir my gegee het, is vol bloed. Kan jy nou onthou wat in die Bybel gesê, waar lê die lewe in? In die bloed. So hierdie liggaam, het die bloed, wat kosbaar was, het dit gehuisves. En daarom sê hy, dis die enigste manier hoe jy die eerste verbond kon kanselleer, is om plek te maak vir die tweede verbond. Is dat daai nuwe verbond moes gesluit word met beter beloftes, en met 'n sterker en 'n beter tipe bloed, en daai kosbare bloed van Jesus, is wat dit gedoen het. Nou kan jy spring na vers 19 toe gou. Hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, en in volle geloofsekerheid, die harte deur die besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. As hierdie stukkie mooi lees en jy gaan verstaan, en gaan doen 'n bietjie huiswerk by die huis, en maak 'n studie van dit. Dan sal jy sien, die rede hoekom hierdie offer gekom het, was om ons as mens vir eens en vir altyd te reinig van ons sondige toestand. Want jou sondige toestand het 'n skeiding tussen jou en God gebring. Jou onvrymoedig gemaak. Adam se storie in die tuin, toe hy vir sy vrou geluister het. Manne, die van julle wat daai fout maak, nê? Toe hy die vrug eet, en sy oë oop gaan en hy sien wat het met hom gebeur, die eerste ding wat hy doen, toe hy besef hy het gesondig is, hy gaan kry weg. En tot op met Jesus se koms en met die nuwe werk wat hy vir ons gedoen het, was dit presies wat die duiwel reg kon kry met die mensdom. Dis hoekom hy ons uit God se teenwoordigheid gehou het, want ons bewustheid van ons sondige toestand het ons onvrymoedig gemaak. En ons het altyd weggehol en ons het altyd ander goed gaan soek om te probeer om ons sonde toe te maak. En dis maar wat die wet gedoen het. Die wet was hierdie goeders wat hulle moes probeer reg doen om hulle op te cover, maar dit het nie gehou nie. Die kon dit nie hou nie. En dis hoekom die Here toe 'n diertjie moes slag en daai vel vir hulle moes gee as 'n covering wat langdurig gaan hou. Nou sê hy so, hierdie bloed van die lam het gekom en het ons gewetes besprinkel, ons gewetes kom reinig. In ander woorde, ek en jy hoef nie meer te spook en te spaart en te wonder en te beklei met die sondigheid van ons wat ons uit God se teenwoordigheid hou nie. En dis hoekom ek en jy moet verstaan hoekom hy vra dat ons nou reg moet lewe.
Want as in die reg lewe wat ons in die posisie bly, waar sonde nie weer hou vas op ons kry. Waar sonde nie weer reg kry om te infiltreer in ons lewens en ons weer weg te rokkel en skaamte laat voel voor God. Hy sê die volgende 22, laat ons dan die belydenis van die hoop onwankelbaar hou, want hy wat dit beloof is getrou. Hy sê, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hy sê, nou begin hy praat om te sê, wat moet ons nou doen? Hoe moet jy nou begin leef as hierdie kind en hierdie seun van God? Hy sê, laat ons mekaar ag gee om mekaar aan te spoor tot goeie dade. Laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Ons 'n klomp van God se kinders wat nie betrokke bly in die liggaam nie. Hulle maak soos hulle wil, hulle kom kerk toe, dan kom hulle nie kerk nie. Hulle is deel van die liggaam, dan is hulle nie. Hier waarskyn ons, hy sê, moenie versuim om by mekaar te kom nie. Hoekom? Want ons moet hier mekaar aanspoor. Ons moet mekaar hier aanmoedig. Ons moet mekaar hier so aanpor. Maar na wat toe? Waar het ek nou opgehou? 25, nee. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons openlik Sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer meer vir ons sondes oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. As iemand dan die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle nie, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en in die gees van genade gesmaad het nie. Want ons ken hom wat gesê het, hy kom die wraak toe, hy sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Hy praat hier met kinders van die Here, wat nie geleef het soos kinders van God nie. Wat stadig maar seker weer terug begin beweeg het, want hulle het nie aangehou om die bloed van die lam, daai heilige kosbare bloed, om dit heilig te hou nie. Hulle het dit as 'n algemene ding begin ervaar en beleef en gesien as net sommer iets. Hy sê en daai ouens het weer terug begin beweeg in hulle sondes in, hulle het weer begin doen wat hulle wil, soos hulle wil, wanneer hulle wil. Hy sê en dan gebeur daar 'n snaakse ding. Hy sê skielik begin God se oordeel oor daai mense kom. Omdat ons die bloed van die lam nie heilig bly ag het nie. En dis hoekom Jesus ons gesê het en geleer het, onthou wat ek hier vir julle sê. Onthou waarvan het ek julle vrygekoop en losgekoop. Pas op dat julle nie weer terugvoeter soontoe nie. Want daar gaan 'n oordeel vir jou wees. En hoekom praat hy met ons daaroor, is om ons te waarsku. Is om ons te help om te onthou, hey, ons moet mekaar aanspoor. Wanneer ek sien my boetie en my sussie is besig om te slip, as ek sien my boetie en my sussie is besig om in ongeregtigheid op te tree, as ek sien my boetie en my sussie is nie besig om soos kind van God te leef nie, is ons veronderstel om daar te wees vir mekaar en mekaar te help en te sê, hey, Pieter, pas op boeta, wees wakker. Hy sê ons moet mekaar vermaan, het julle daai woord daar gelees? Wat beteken dit om te vermaan? Dis reg te help. 'n Vermaaning is nooit maklik en lekker nie. Dis aklig. Dis aklig wanneer jy na iemand toe moet gaan vir wie jy lief is en jy omgee en jy moet vir hom sê, hey boeta, pas op. Pas op, die duiwel is besig om te lê en loer vir jou. Hy trek jou stadig in. Sê vir my Jomas, is dit regtig so erg? Laaste skrifgie wat ek vir jou wil lees en dit gaan dit by mekaar bring. Nou kan jy teruggaan na 1 Korintiërs 11 toe asseblief. Vers 26 gaan ons net weer lees.
Hy sê, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes, siekes en 'n aantal het al ontslaap. Daai woordjie ontslaap se regte vertaling is het al gesterf. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Wat sê hierdie gedeelte? Paulus leer hierso dat ons moet onthou hoe kosbaar hierdie bloed van Christus was. Ons moet onthou wat het Jesus Christus gekos. En wanneer ek en jy nie dit onthou nie, en ons nie in geregtigheid bly leef as seuns en dogters van God nie, en ons maak net weer soos ons wil, en ons doen net weer soos wat ons wil, hy sê dan is ek en jy besig om in daai toestand, as ons in daai toestand na die tafel toe kom, en ons eet en drink net die brood en die wyn, sommer maar net. As jy nie kan onthou wat het dit God gekos om jou terug te koop nie, hy sê dan is jy besig om 'n oordeel oor jouself te eet en te drink. Daai julle daai Hebreërs 10 het hy gesê, dat die wraak kom God toe, hy gaan die oordeel wat op die bloed van sy seun trap en dit gering ag, onthou julle dit? Die wat eers die heerlikheid gesmaak het, dit geproe het, en dis hoekom ek nou net daai stukkie gesê het van, toe Jesus met ons gepraat en gesê het, bereken die koste. Bereken die koste, kerk. Hy het ons geroep tot heiligheid. Nou as jy dit luister, kan jy baie maklik klink, en ek het dit nou gesê, dan kan dit vir jou baie maklik klink, asof die Here hierdie beheervraat wil wees. Nee, omdat hy 'n God van geregtigheid is, beteken dit die volgende. Dat selfs God moet bly by die parameters wat hy gestel het. Dis die standaard vir heiligheid. En almal van ons moet by daai standaard moet ons bly. As ek en jy nie op daai standaard bly wat hy vir ons gevra het van heiligheid nie, dan maak ek en jy die deur oop vir die vyand om te kom steel, slag en te verwoes. Ek gebruik altyd die voorbeeld van as jy kan verstaan hoe lief God sy seun gehad het. En toe Jesus op hy kruis vasgeslaan is, en hy in daai toestand uitroep na sy pa toe, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Onthou julle, God het sy gesig weggedraai van sy seun af. Hoekom het hy dit gedoen? Want op daai oomblik het Jesus sonde geword. En wat sê die woord? Sonde ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So lief dat God sy seun gehad het, omdat sy seun sonde gehad het, kon hy nie na hom eers kyk nie, hy moes wegdraai van hom af. En dit is hoekom hy ons vra om te onthou wat het ek vir julle gedoen? Twee goed. Die eerste ding is, dat hierdie standaard wat God vir ons vra om te lewe volgens heiligheid, is nie onbekombaar nie. Want terwyl jy dit hoor, vra jy jouself, maar wie gaan by dit uitkom? Wie gaan ooit so perfek kan lewe soos wat Jesus geleef het? Geen mens kan dit op sy eie doen nie, of die kind van God is of nie. Die manier hoe dit gebeur, is omdat hierdie bloed van Jesus Christus nie op die kruis net daar gevloei het nie, maar daai bloed van Jesus hou aan om ons gedurig te reinig. Dis 'n aanhoudende werk. Die voorwaarde vir dit is, jy moet in hom bly. As jy in Jesus bly, dan help hy jou met die swakhede en die tekortkominge wat jy het. Want almal van ons het swakhede en tekortkominge. Kan ek 'n amen hoor? Almal van ons sondig. Almal van ons laat die pap op die grond val iewers. Hierdie nuwe verbond, hierdie bloed van hom wat gevloei het, maak dit nou moontlik
dat ek en jy, Hebreërs 4 beskryf dit so mooi, hy sê dat ek en jy nou na die troon van God toe kan hardloop, wanneer ons swak is, sodat ons hulp daar kan kry. So God stel nie 'n standaard daar wat onbekombaar is, en hy sit en wag om jou te roer wanneer jy verkeerd gaan nie, inteendeel. Hy het juis hierdie prys betaal om jou en my te help met ons swakhede. Maar die voorwaarde is, die T&C is, jy moet nou na hom toe hardloop met jou swakheid. Want jy is op jou eie iewers staan en probeer oorwinning kry oor hierdie ding in jou lewe. As jy dit op jou eie doen, when you lean on your own understanding, gaan jy moeilikheid kry. Want dan hou die duiwel jou so besig met daai sondige ding, met daai verkeerde ding, met daai spook, met daai spartel, met daai swakheid, dat voor jy jouself kry, nou begin jy weer te leef soos wat jy geleef het toe jy in die wêreld was. Want daai ding occupy jou mind. Want jy vergeet dat sy bloed het jou gewete gesprinkel en jy gesê jy is kind van God. Jy is skoon gewas, jy is reinig, jy is heilig. Maar die voorwaarde is ek moet na hom toe hardloop met my struggle. Want is net hy wat my kan kom help daar in my oomblik van nood. En nou waarsku hy ons, hy sê vir ons. Ouens, as julle nie daai ding verstaan nie, en jy hou aan en jy bly leef, en jy kom na my tafel toe en jy kom eet en drink op 'n onwaardige wyse. Hy sê dis hoekom baie van ons swak is. En ek moet met hartseer sê, ouens, ek ken baie kinders van die Here wat swak is. Hulle het nie daai gees van krag wat Timoteus vir ons sê. Paulus vir ons sê in Timoteus. Jy sien nie daai gees van krag in hulle lewens nie. Hulle word gedurig rondgestamp, rondgegooi. Hulle het nie selfbeheersing nie. Hy sê dis hoekom baie van julle swak is. Dis hoekom baie van julle siek is. Hoeveel kinders van die Here sukkel en spook met krankheid in hulle liggame? Hoekom? Dis vir my 'n worsteling in my binneste. Ek wonder en ek worstel daarmee en ek sê, Here, U sê dat U liggaam is vir ons gebreek, through your stripes we are healed. Maar dan sien ek soveel van God se kinders wat nie gesond word nie. Dan wonder ek, Here, maar hoekom? Hoekom? Dan kyk ek baie keer met wat so onwaardige houding kom ons na die nagmaaltafel toe. Want ons maak deure oop. En dan sê hy, baie van julle het al ontslaap. Baie van God se kinders wat ek oortuig is, iewers in die wagkamer sit in die hemel. Hulle is voor hulle tyd dood. Jy maak deure oop, jy gee die duiwel reg om te kan steel, slag en te verwoes. Omdat jy onwaardig nou as kind van God na hierdie tafel toe kom, wat jy moes herinner, wat het dit God gekos om jou vry te koop van jou ou lewe? En dis hoekom ek vanoggend, as dit vir jou sleg en negatief klink, dan sê ek jammer, maar ek wil hê jy moet vanoggend moet ons op hierdie pad wat ons nou vorentoe stap na die offer, moet ons verstaan, wat is dit wat God van ons verwag as sy kinders? Hoekom? Want hy wil net die beste vir jou hê. God wil hê dat jy die lewe in oorvloed moet geniet. Maar jy kan dit net geniet wanneer jy onthou wie jy is. Dat jy onthou dat jy kind van God is, dat jy losgekoop is en vrygekoop is. Dat jy nou begin leef soos 'n kind van God. En ouens, dat ek en jy wegbly van daai goeders waar ons vandaan kom. Ons as kinders van God moet leer wat dit is om op te staan teen versoeking. Party van ons het sulke laparmpies. Julle ken daai term, nê? Dit vat nie baie vir die duiwel vir jou en my om ons te laat val in sonde nie. Want ons sê mos ek het in die sonde geval. Jy lieg maar nie en het in getrap. Kom nou ouens. Ons kan nie die versoeking weerstaan nie. Vir die eenvoudige feit omdat ons nie onthou wie ons is nie. Onthou, ek het jou vrygekoop. Onthou, ek het jou kind van God gemaak. Dis hoekom ons dit gedurig moet doen. En dis die krag daarvan. En God wil hê ons as kinders moet op daai plek leef waar ons lewens getuig
Ons lewens moet vir die wêreld wys. Dis die moeite werd om daai prys te betaal om kind van God te wees. Dis die moeite werd toe jy jou budget gaan maak, toe jy die koste bereken, was dit die moeite werd geweest om te sê ek sal betaal wat nodig is, Here. Dis wat hulle moet sien by ons. En dis hoekom Paulus ons waarsku. Dis nie om ons te slaan met 'n sambok nie. Dis hoekom ons waarsku en vir ons sê pas op. Dis hoekom al van julle siek en swak en sterf. He wants to spare us that. Hy wil jou dit spaar, my boetie en sussie. Hy wil hê ek en jy moet kan verstaan hoe graag hy jou wil help. En ek dink dis wat ek vanoggend by jou wil los. Ek wil jou vanoggend vra dat daai ding wat jy mee worstel en daai goed wat jy mee sukkel al dalk vir soveel jare. Dat jy sukkel om oorwinning oor te kry. Wil jy moet vanoggend hoor, hou op skaam kry oor dit in jou pa se oë. Hou op om jouself te diskwalifiseer. Hou op om jouself te slaan. Hoor hoe dat jou hemelse Vader vanoggend daar sit en sê, hey, ek wil jou help. Ek wil jou help, maar jy moet jouself oordeel. Jy het gehoor hy gedeelte sê, oordeel jouself. En aan die wees eerlik met jouself. Wees eerlik met jouself oor daai goed. Hou op om in denial te leef. En julle weet, dis nie daai rivier wat hier deur Egipte loop nie, nee. Hou op om in ontkenning te leef. Hou op om die goed te regverdig. Jy gee die vyand skietgoed. Jy gee hom reg in jou lewe. Kry klaar, hou op. Hou op toelaat dat hy daar intrek en slag en steel en verwoes. Hou op dat hy soos 'n brullende leeu rondloop en verskeer in jou lewe, kind van God. Hardloop na jou pa toe volgende. Maak jou oogies toe asseblief al wees. So ons gaan die nagmaal gebruik. En jy moet asseblief nou nie daar sit en nou bang wees om die nagmaal te gebruik nie. Moenie daai fout maak nie. Dis juist hoekom dat daar is om jou te help. Dis juist hoekom hy dit vir ons gedoen het. Onthou, dis my bloed en dis my liggaam. Dis om jou te help as kind van God. Maar wees vanoggend so 'n bietjie eerlik met jouself oor wat is daai goed wat jy bly mee struggle in jou lewe? Miskien moet ek dit 'n bietjie meer spesifiek maak. Wat is daai goed wat jy aanhou toegee aan in jou lewe? Want eerlikwaar ouens, party van ons struggle nie meer met daai goed nie. Party van ons regverdig nou daai goed. En dis waar die moeilikheid inkom. Onthou vanoggend, jy behoort nie meer aan jouself nie. Seun van God, dogter van God. Jy kan nie meer net maak wat ons wil nie. Jy is duur gekoop met sy bloed. En hy wil jou so graag vry hê, hy wil jou so graag los sien. Maar dit kan net op sy voorwaardes gebeur. So doen so vanoggend so 'n bietjie daai selfondersoek. Sê jy, hoekom bly ek swak? Hoekom bly ek siek? En dan as jy vanoggend van daai goed raak sien, as jy van daai goed identifiseer, dan sê dit jy reg, ek kom repent. Vergewe my, Here, vergewe my waar ek toegee, waar ek ingee. Vergewe my waar ek regverdig. Maar Here, U ken my struggles. En dis nou waar ek na hom toe kom. U ken my struggles. U weet hoe hard ek probeer dalk. Here, miskien het ek net nooit besef hoe belangrik U oor hierdie goed voel nie. Miskien het ek nooit besef dat ek is besig om U bloed min te maak. Die prys van die bloed min te maak. En ek
wil repent van dit volgende, Here. En dankie dat ons vanoggend juist na U tafel toe kan kom en hoe dat ons hier by U troon van genade hulp kan kry in ons dag van swakheid. Dankie dat ons kan onthou, dis die woorde wat Jesus vir ons gesê het. Is dat hierdie bloed hou aan om jou te reinig, bly net binne in my. En dan gaan julle nou vra, julle self te gaan help, hier's 'n tafel, daar's 'n tafel, daarso, daar agter in daai portaal en hierdie kant. Dat julle moet vanoggend onthou in met daai waardigheid wat dit werd is. Nie op 'n onwaardige wyse nie, op daai waardigheid wat dit werd is. Hierdie beker vat in hierdie liggaam en onthou wat het dit om gekos en onthou wat doen dit nou vir jou. Is dit reg so? Kan jy self asseblief gaan help?